Goeiemorgen liefdes, ek groet elkeen na die lieflike, bekoorlike, na die mooie naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat is bo elke ander naam. Daar is nie 'n naam soos die naam Jesus nie. Amen. Amen. Kom ons staan, ons gaan oopmaak met gebed hierdie diens en ons gaan aan die gang kom en ons gaan sy naam verheerlik vanmôre. Ek sien uit daarna, want ek weet die Here is in ons midde. Amen. Praise the Lord. Welcome everybody. Thank you for tuning in on Facebook. May God bless you. Share this message with your friends, your family. I know they will be touched by the word. And as we prepare for the service, we're going to put on the banking details at the back as well when we get to that. Please, if you feel you want to sow into this ministry, you're always welcome to do so. God bless you. Welkom ons gaan net so saamstem in gebed vanmôre. Vader, ek dank U vanmôre vir 'n wonderlike voorreg om so in hierdie plek te kan wees om U naam te verheerlik. Dis vir ons 'n groot voorreg en 'n groot eer om vanmôre so by mekaar te wees. Oh God, this is your church. You started, oh God, and you will complete it. And we thank you for your church, Lord. I thank you for your presence this morning in this place. I thank you for the anointing that destroys yokes. Oh Lord, will work in this place this morning, and we will leave not the same that we entered in. Dankie dat ons vanmôre in hierdie plek sal gaan, Here, verander, vernuwe, verkoop. Here, ek dank U daarvoor. Dankie vir die seën van U op elke persoon en dat elke hart voorberei is en elke oor gereed gemaak is om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê vanmôre. Ons sê vir U dankie. Word U vanmôre verheerlik in ons midde. Nie ons wil nie, maar U wil. Oh God, not our desires, but your desire. Receive every word this morning as an offering unto you, a sacrifice of praise. En ons bring U die ere, want waardig is U die Here om geprys te word. En die gemeente sê, Amen, Amen. Draai so 'n bietjie om, jy skud iemand se hand wat jy nog nie geskud het nie. Sê dit welkom in die huis van die Here. So bly jy vanmôre hier, jy's op 'n goeie plek en dit is in sy teenwoordigheid. Halleluja. Prys die naam van die Here. Glory to God. God is good. And all the time. God is good. Halleluja. Relax. Stil nou almal in hierdie plek. Ek het hier. Is die Here goed? Amen. 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 Halleluja. Ons gaan saai in die werk van die Here. Is altyd 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. En ons diakens vra dat ons hom help met die offergawes en die tiendes vanmôre terwyl ons op die saai in die koninkryk van God. Is altyd vir ons 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. Die woord sê hy het 'n blydmoedige gewer lief. Amen. Glo ons dit vanmôre? Yes. Die skrif sê net wat ons saai sal ons maak. Ek sal nooit maai meer as wat ek saai nie. Ek weet iets hoor. Jou oes is groter. Maar jy kan nie maai as jy nie gesaai het. Amen. So is 'n beginsel van God se woord, 'n beginsel hoe God werk. En ons moet verstaan. So vanmôre sien jou saam. Spreek lewe oor jou saam. En saai dit vanmôre met blydskap in jou harte. Amen. Broer Martin, kom seën vir ons vanmôre die tiendes en die offergawes soos ons saai vanmôre in die koninkryk van die Here. Vader, ek kom na U toe in die naam van die Seun Jesus. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons het vanoggend om te kan saai. Here, die koninkryk van U, want U koninkryk, Here, is goeie grond, my Vader. Ek dankie, Here, dat ons vanoggend, Here, kan saai met daai vertroue in ons harte. Here, dat U vir ons sal voorsien, my Vader. Here, dankie, my hemelse Vader. Halleluja. O, my hemelse Vader, ek dankie, Here, U is ons bron, my hemelse Vader. Here, U is die een wat sorg, Here, vir die voëls van die hemel, my hemelse Vader. Hoeveel te meer, Here, sal U nie vir ons, Here, sorg nie, my Vader. Ons is baie meer werd as hulle, my hemelse Vader. Here, dankie, my Vader, soos ons vanoggend, Here, gaan saai in die koninkryk, my hemelse Vader. Here, dat U, my hemelse Vader, Here, ons gaan sien per bo. Here, ons verwagting per bo.
Here, wat ons aan kan dank, Here, oor bid my hemelse Vader. Here, dankie dat U die vensters van die hemel vir ons gaan oopmaak, Here, oorvloedige. Here, seën oor ons gaan uitstort, my hemelse Vader. Here, dankie my Vader dat U ons gaan seën, my Vader, met 'n goeie maat wat aangetrek is met 'n oorlopend is, my Vader. Here, bid vanoggend vir ons broers en susters. In die bediening, my Vader. Here, wat U werk het, ek bid vir hulle. Beoordeel, my Vader, dat U hulle gaan seën. Here, met werk, my Vader. Ek bid vir ons besigheidsmanne en vroue, my Vader. Ek bid, my Vader, seën hulle besigheids, my Vader. Bid vermeerder in hulle grondgebied, my Vader. Here, gee hulle guns, my Vader. In die naam van Jesus, ek loof U. Ek prys U, ek eer, ek bid in Jesus naam. Met vele danksegging. Amen. 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 Baie dankie, broer Martin. Vader, ons sê, dankie vir die voorreg. Kom ons saai, kom ons maak die naam van die Here groot vanmôre. Dis ons kom ons kom hè. Is dit hier saam hè? Julle klink stil vanmôre. Ek is een Sondagoggend hier, nou is julle stil nie, ek kan nie so wees nie. Prys sy naam. Ek wil gesien. I
Here, jy kan nie sit ek in een dag hele liefdes, dankie voorsangers, musikante, baie dankie. Die Here is goed. Die lof, die eer, die aanbidding, geen een wat ons kan vergelyk nie. Halleluja. We sê al meer en meer dat ons weer regtig in die laaste dag. Yes, amen. I think the time is running out. Ons kom maandag hier so by mekaar en ons bid saam. Ons sluit saam ons stem saam in gebed en weet wanneer ons so saamkom, dis interessant wat die Here vir jou wys en wat die Here doen, wat hy tot jou spreek. En ek is so dankbaar vir hulle wat hier was en ons het die ander gemis. Ons roep julle op, kom bid saam met ons maandag aan. Ons gou die Here saam met Heer draag en terwyl ons so bid, kom ons ervaar die teenwoordigheid van die Here, ons tree in en ons deel met mekaar wat die Here tot ons hart gespreek en jy weet, dis 'n ding wat God besig is om te doen en ek dink die kerk het nodig om te hoor. Sê vir al langs die kerk is ek en jy. Sê gou iemand die kerk is ons. Amen. We are the church. We are the church. We are the body of the living God. Amen. Hy het jou geskaap, hy het jou geformeer, hy het jou geroep by die naam en hy het jou gebring tot op 'n plek waar jy nou is. Amen. So God's got a plan for our life and our future. God se plan is altyd die beste plan. Amen. God se plan is die beste plan. Maar as iets wat ek optel in die woord sê vir ons in die laaste dag sal sommige van die gees afvallig word. Hy sê sommige sal van die gees afvallig word. En daai is iets wat ons moet oplet, want wanneer hy hierdie ding spreek hy eintlik tot sy kinders. Met ander woorde, jy kan nie afval van iets waarop jy nooit was nie. Jy kan nie afval as jy nooit gered was nie. Amen. So God praat met sy kerk en daarom kom hy en hy rig tot die kerk 'n boodskap en hy sê ons moet ons gereed maak. Jy weet wanneer 'n bruid reg maak om te trou, doen sy moeite. Amen. Ja man, ek sê 'n bruid wat gaan trou, maak seker sy maak reg, is dit nie waar? Nou wie's heel wat getroud is in hierdie plek? Nou ek onthou, my vrou toe ek haar daai dag, wat is dit, 1993, 6de November, toe ek haar voor die kansel sien, man ek dink dis die mooiste wat ek al nog gesien het. Hallo? Is dit nie so nie? Ek en jou vrou, toe jy al getrou daai dag, ja, sy nou maar moeite gedoen. Daai hare is gedoen. Is dit waar? Ek en ons spandeer duisende rande om reg te maak vir die groot dag. Is dit waar? We take the time, we prepare, we go to the hairdresser, we get up somebody who's going to do the makeup. Asof jou eie make-up nou nie goed genoeg is. Hey, hierdie jou is die foto's moet reg wees vir die dag. You know, you gotta look good. So die vrou doen moeite in haar voorbereiding om gereed te wees vir die groot dag. Sê vir haar langs jou die groot dag. Nou hier is belangrik, die groot dag, hulle doen moeite, hulle trek aan, hulle pak voorbereiding en dan daai dag, wanneer jy daar by die kansel gereed maak om te trou, jy weet, ek het altyd gesit en wag daar op my voorste bank en ek sê dit mos altyd vir die ouens wat hulle nou op trou, jy sit hier voor en dan wanneer sy daar inkom, jy weet, dan gaan jy weer, dan staan jy op, nee, en dan kyk jy en mense raak of jy sê, daai oomblik, that very moment when the bride starts entering, jy kan soms sien almal se monde gaan toe. Jy sal sien mense fluister gou langsam op mekaar sê, "Ons sê dit mooi, kyk, sy lyk mooi vandag." Is dit waar? Amen. Amen. Ek het nog nooit 'n bruid gesien. Ek het nog nooit 'n bruid gesien wat by die kansel opgedaag het met 'n vuil rok nie. Ek het nog nooit 'n bruid gesien wat opgedaag het in my tyd, wat ek van weet, dat die hare staan die mekaar, lyk of sy nou net opgestaan
verstaan dit. Julle so bruid al gesien. Enige een van julle speel al gesien. Ek glo nie is een van ons wat hulle bruid gesien het wat gekom het en die krullers. Was ook nie hare nie. Amen. Nie een van ons het 'n bruid gesien waarvan die make-up nie behoorlik gedoen was. Voorbereiding is dit. Hoekom vertel ek dit vir jou? Want die woord van die Here sê dat die bruid moet gereed maak. Wie is die bruid? Die bruid is die kinders van die Here. Sê hy sê ons is die bruid. En die bruidegom gaan kom. En jy sien ons leef in hierdie kultuur van ons, hierdie westerse kultuur en jy weet ons kry die bruid wat inkom later aan en die bruidegom sit en wag maar wanneer dit kom by die tradisie van die Jode, is dit nie so nie. Jy sien dis hoekom Jesus sê dat die bruidegom tel om te kom. Is die gewoonlik, wanneer dit kom in die tradisie, is die bruid die een wat wag vir die bruidegom om te kom. Amen. So ons wag vir die koms van die Here Jesus Christus. Ons wag vir Jesus om terug te keer, om wat te doen? Om sy kinders te kom haal. Nou ek het groot geraak in 'n sonnaskool daar in Ebenezer gemeente baie jare gelede en in daai plek het ons 'n liedjie gesing. Ons het 'n sonnaskool koortjie gesing. Hy koortjie was as hy weer kom. En wat ken julle nog daai? Wie ken daai liedjie? As hy weer kom. En daai ene sê as hy weer kom. As hy weer kom, kom haal hy die klippe. Wat kom haal hy? Wat die parel? Wat is 'n parel? Is 'n parel iets kosbaar? Is 'n parel nie iets wat waarde het nie? Is 'n parel nie iets wat sprankel nie? Kom kind van die Here, is jy hier so, hoor jy wat ek vir jou sê vanmôre? Hoor jy wat die Gees van God vanmôre tot jou in my spreek? Hy sê as hy weer kom haal hy sy parels, hy kom haal sy kinders en hy vergelyk hulle met wat? Kosbare edelgesteente. Ons het nodig om gereed te maak vir die koms van die Here. Die tyd om net voort te gaan soos gewoonlik is verby. Jy moet jou gereed maak. Maak jou gereed. Ons almal weet die dag van die Here is op pad. Ons almal weet die tyd van sy koms kan enige oomblik wees. Amen. Any moment. We can be sitting in church this morning and the trumpet can sound. And in a moment we'll be changed. Man, wat 'n dag. Dit is ons so besig met kerkhou en ewe skielik kom daar net 'n bassein geklank en jy hoor dit en wanneer jy dit hoor weet jy dis daai een wat jy voor gewag het. Ja, amen. Amen. Ek is opgewonde as ek aan dink. Ek raak opgewonde wanneer ek hieroor praat, want ek weet daar kom 'n dag wat die skrif sê die bassein gaan blaas en die Here gaan die kom haal wat aan hom behoort. Maar Jesus vertel ons nog 'n gelykenis. Hy vertel 'n gelykenis van verstandige maagde en een van die onverstandige. So hierdie vergelyking of gelykenis wat hy vir ons vertel, hierdie verduideliking wat hy eintlik vir ons maak, is om vir ons te vertel dat almal is gereddes wat vir hom gewag het. Is jy nog met my? Ja. Hulle het almal gewag. Die skrif sê almal het olie in hulle lampe gehad. Amen. So almal het die Gees van God gehad en was aan die brand. Amen. Amen. Wat is die verskil? Die een groep is verstandig, 5 van hulle, en die ander 5 is onverstandig. Die verskil is dat die een se olie het opgelaat.
beteken? Dit beteken nou ek het groot geraak. Ek weet nie wie van u het groot geraak met lampe nie. Wie ken lampe? Hy olielampe. Ek is so besig met 'n klomp van die hele tog die ander ouens gaan wys hoe lyk hy olielampie, né? Wys 'n bietjie hoe werk hy olielampie. Ek kon nou op die plaas het ons hierdie olielampies gehad. Hy het so 'n glasie gehad waar daar wolk gestaan het, jy weet. En binne in hierdie lampie is daar 'n put ook, né? Daar's 'n put en hierdie put moet binne in die olie wees. Hy moet binne in die lampolie wees. En as jy hierdie put te groot opdraai, dan brand hy die glas swart. Hy rook op pik swart. So die lig is nie helder om te sien nie. As jy hom te klein draai, dan is die lig nie te flim om iets te sien. So wat moet jy doen? Jy moet seker maak, hy's net op die regte plek. En as hom op die regte plek het, glo ek sê vir al langs, hy moet net op die regte plek wees. Jy sien, as hom op die regte plek het, dan brand hy nie die lamp swart nie, maar hy brand groot genoeg om lig te gee, sodat jy kan sien. Amen. So that's so important for us to realize that God speaks to us and He tells us this thing about the five that are wise and the five that were not wise. So hierdie ouens se verskil is dat die een groepie het genoeg olie gehad en die ander het net die olie gehad wat in hulle lamp was. Met ander woorde, toe die skrif sê die gelykenis wat Jesus vertel, he said when he didn't come immediately, he took his time. En as hy wag periode waar die lampies se olie begin minder raak. En die interessante ding is dat die onverstandiges toe agterkom hulle olie raak te min en vra toe vir die ander ouens vir die ekstra olie, gee vir ons van julle olie. En so dikwels vra ons vir iemand anderste om my net aan die brand te steek. So dikwels vra ons vir iemand anderste net om op my hande te lê sodat ek 'n aanraking kan kry en weer aan die brand kan wees van vir die Here. My vriend, die gelykenis wat Jesus vertel is baie belangrik, dat ek en jy moet besef, jou lampie brand, maar jy moet hom aan die gang hou. Sê vir almal, you gotta keep that oil enough in the lamp. Do not let it run out. Is jy mag seker die olie raak nie op nie. Mag seker die olie is op die plek waar daar niks nie in die lamp is nie. Die vlammetjie moet bly brand. Amen. Dis belangrik. Dis belangrik. Wat veroorsaak dat ons olie minder raak? Wat veroorsaak dat ons lampie begin verdof? Wat veroorsaak dat die lig nie meer so duidelik is vir ander om te sien? Wat veroorsaak? Nou, ek kan vir jou baie maklik sê wat dit is. Ons spandeer nie tyd met God nie. When we don't spend enough time with God, we will find that the light will start dimming. Yes, amen. And people will not see the light as they were supposed to see it. Jesus praat van 'n ander ding, hy praat 'n ander gelykenis, hy vertel vir ons van sout. Hy sê sout is so fantasties, sout, en ons almal weet sout is fantasties. Nou ek lief vir sout, jong. Ek kan baie sout eet. Ek is baie lief vir sout. Jy weet, 'n pakket chips, man, ek eet hulle. Dit is om ons so simpel weer gewig af te gooi, man. Dis hy pak chips, hy sout, jy weet, my liggaam kry sout. As ek kos maak, sout. Sout het soveel waarde, sout doen soveel dinge, sout gee smaak. Amen. Nou ons leef vandag in 'n tyd waar jy mos verskillende soorte sout kry. Ons nie meer net die ou tyd waar sout was nie. Ja, as dit nou verskillende sout, het nou sout, die wat ons ken, wat sout is, en dan jy nou lou sodium. Het 'n lae sodium inhoud. Hy proe nog so sout, maar hy het minder sodium. En dan kan jy die ander kry wat sê hy nou sodium. Hy lyk so sout.
Hy proe so sout. Maar streng gesproke is hy nie sout nie. Hoor hom. En dis wat baie gebeur in ons lewens, omdat ons van die Here af begin wegbeweeg en toelaat dat die sorge van die lewe inkruip en ons lewens begin vertroebel. The more that we start pulling back from God and not actually running towards Him and getting into the Word and spending time in prayer and in fasting and seeking the face of the Lord, just doing the normal. We're starting to become less salty. Jy sien ons leef in 'n tyd waar mense graag die lekker boodskap wil hoor. Dis lekker om te hoor, die Here gaan jou seën. Sê vir al ons jou. Ons wil dit hoor. Is lekker om te hoor. As daar 'n boodskap uitgaan vir jou, sê die Here gaan vir jou deure oopmaak. Dis lekker, ons almal klap hande. When it comes to a place where God is actually talking to us, and say you need to prepare, you need to get ready, you need to know that I'm coming soon. En word ons stil soos wolken. Jy sien, dan raak ons stil, want met wie praat ons door, dat hy iets gehoor, wat ek nie gehoor het nie, jy weet. Nee. Ek luister nie na kinderstemme nie. Ek luister na die stem van die Here. Ek het net begin deur te sê, ons was hier maandag aan by mekaar, ons het saam gebid. Hoe wonderlik is dit hoe God dinge bewerk. Mens verstaan nie altyd nie, jy sien net, ons kom by mekaar en ons is, wat, 6 mense hier teenwoordig wat saam bid. Terwyl ons so bid, vertrou ons die Here en ons gaan deur die 6 en ek praat nie eers van iemand, ek wil eers hoor, ek wag en ek hoor die een sê dit, ek hoor die volgende een sê dit, ek hoor die volgende een sê dit, en so gaan ons deur die kring en elkeen sê wat die Here sê, en terwyl ek het hoor, kom ek op die einde van die dag sê, dankie, dis die bevestiging wat God gesê het, dit is dit. En ek deel met hulle wat die Here in my hart lê. My vriende, ek wil jy moet verstaan vandag, dat ons is die liggaam van Christus, en die liggaam van Christus moet skoon wees, die liggaam van Christus moet rein wees, die liggaam van Christus moet bruikbaar wees, die liggaam van Christus moet bedienaars wees, die liggaam van Christus moet heilig maak en najaag. Amen. You see, we gotta run after God. Jy sien, wanneer ek begin van God af terugbeweeg, ek spandeer minder tyd, dan pla die sonde my nie baie nie. Wanneer ek stelselmatig, dit is iets wat net ewe skielik gebeur nie. Dis iets wat stadig in ons lewe plaasvind, want jy raak nie net ewe skielik koud nie. Koud raak is 'n proses, it's a gradual cooling down. En jy sien, kom het jy agter nie, want jy tel het op in sekere dinge, jou bywoning raak ewe skielik minder. Jou honger om na die huis van die Here te gaan, raak minder. Daar's sekere dinge wat gebeur in jou, wanneer jy begin sekere goed toelaat in jou lewe, en jy begin agterkom, my passie, my passie, so dan kom daar ons is aan hierso. Want die woord sê, dat God wil ons moet veel vrug dra, sê vir langs jou veel, nie net 'n bietjie nie. So het selfs die wat vrug dra, snoei hy nog. Sodat daar meer vrug kan wees. Hoekom? Sodat sy naam verheerlik word. You see, the church got to realize that we got to be ready for that moment when God sounds the trumpet and He's coming back to fetch His bride. You see, kerk, ons moet verstaan vanmôre dat daar gaan nie tyd wees om reg te maak wanneer die bassein laas nie. You see, you got to live ready. Sê vir langs jou, jy moet gereed lewe. Ons sê vir nog iemand, jy moet gereed lewe. Wat beteken dit ek moet gereed lewe? Dit beteken dat ek moet elke dag sorg dat my lewe so is, as Jesus kom, ek nie geagter bly nie. Amen.
Wat beteken dit? Dit beteken dat ek moet hom vra om my rein te was en my skoon te hou en my te help om te vlug van sonde en van ongeregtigheid. Hy sê dit vir ons in sy woord. Amen. So kind van die Here, vanoggend praat ek met jou dat God weer eens sal kom en ons harte sal terugdraai na hom toe. Turning the hearts back to the Father. We need to turn back to Him. We need to seek Him with everything that is in us. En Maleagi 4 in vers 6 sê die volgende woorde. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. En die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat hulle nie hoef te kom en die land te beantwoord tref nie. Ek wil julle hoor, sy hart is om ons terug te draai na hom toe. Kind van die Here, we got to realize this morning that God is speaking to His church and He's saying that we honor Him with our lips, but our hearts are far from Him in Matthew 15 verse 8. Is hier belangrike saak vanmôre, kind van die Here. Dit is maklik om baie keer net te kyk en te besef, maar hey man, ek is alright. Ek is okay. Maar my vraag sou wees volgens wie se standaard? Volgens wie se standaard is ek okay? Want jy sien, as dit my standaard is, as dit jou standaard is, dan wil ek vir jou hê jy moet verstaan vanmôre, ons standaard skiet tekort. We will never be able to make it on our standard. Want hoekom die woord van die Here sê dat daar is geen een sonder sonde nie, nie een nie. Amen. Sê maar dan jy was nie een nie. En wat sê in Romeine 3? Hy sê in Romeine 3, hy sê want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Amen. Hoeveel? Almal. Daar was net een wat sonder sonde was. En sy naam is Jesus Christus. Daar is net een wat nou nog sonder sonde is. En sy naam is Jesus. Halleluja. Hy is die een wat gekom het na hierdie aarde toe. Jou in my plek ingeneem het. Gesterf het op die kruis van Golgotha. En nou woon hy in jou. En hy sê vir jou, hou jou rein. My kind, hou jou rein. Halleluja. Is iemand wanneer hy kom hy vir die wat gereed is. Die skrif sê, vir die wat hom verwag. Is daar iemand wat hom verwag vanmôre? Ek verwag die Here om te kom. Ek het 'n verwagting in my hart dat hy gaan kom. Ek weet nie van jou nie, maar ek hoop is binnekort. Want as ek kyk na die nuus, as ek kyk na die dinge in die wêreld rondom ons, dan weet ek, volgens die woord, is dinge besig om reg te skyn. Al hoe meer en meer en meer. Ek dink nie jy besef hoe naby ons is aan die derde wêreldoorlog nie. Ek dink ons was nog nooit so naby. Ek wil my baie mooi hoor vanoggend kind van die Here. Ek dink nie ons was al ooit in 'n tyd so naby soos nou aan 'n derde wêreldoorlog. Die impak daarvan. Die Engelse woord is it would be devastating. Ek weet wat sê ou in Afrikaans vir dit. Dit sal vreeslik wees. Dit sal wat wil jy verstaan vanmôre kind van die Here? God kom en hy praat met ons. God kom en hy sê ek wil graag hê jy moet my hoor. God sê vir ons, hy sê ek wil graag hê jy moet verstaan. Ek wil hê jy moet hoor dat ek wil hê jy moet jou hart weer terugdraai na my toe. Kom saam met my na Jeremia toe. Jeremia hoofstuk 17. Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17. And I want you to read with me verse 19. Vers 19. As jy op vers 9, nie 19:9. Ek spreek my hierso. Vers 9. As jy dit sê amen saam met my. As jy prys die Here. Hoor wat sê die Afrikaans? Hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Die wat? Die hart.
Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wie kan dit ken? So dan, hy sê the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Ek ken nie jou hart 100%. En jy ken my hart nie 100%. Ons kan vir mekaar sê, ek het my hart voor jou ontbloot. Maar daar is nog steeds iets in jou hart, wat jy nie deel met iemand anders nie. Ons almal doen dit. Maar daar is een ding wat ek weet wat die woord sê. Die woord sê, hy is die kenner van harte. Jy sien, vir God is niks verborgen. Jy sien, maar God weet wat in die hart van die mens aan die gang is. So ek kan met my mond sê, ek ken die Here. Ek kan op 'n Sondag hande klap en ek kan sê halleluja. En ek kan op 'n Sondag getuig. En ek kan op 'n Sondag bid in die kerk. En ek kan op al die rade dien en ek kan waar ook al betrokke wees in die kerk. In my hart. Ver van. Jy sien, maar dit is nie die rade nie. Dis nie die kerk nie. Dis nie die feit dat ek dalk bid in die kerk nie. Dis nie die feit dat ek dalk halleluja sê of getuienisse deel in die kerk wat my lewe raak en verander nie. Alles net een. Net een en sy naam is Jesus. Sê vrou Lancho, dis Jesus. Baie mense hier buite kan sê, man, jy weet, hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek gaan? Vir die eenvoudige rede, nie een van ons is goed genoeg nie. Baie mense sê, ek wil die kerk toe gaan, en die kerk is skynheilig. Waar prys die Here? Ek gaan eerder saam met die skynheiliges kerk toe, as wat ek saam met hulle hel toe gaan. Ek leef baie my hoor. Ek gaan eerder na die huis van die Here, en ek kom uit 'n opregte hart voor hom, want hy ken my beter as enige ander. Ander kan aan my kyk en my oordeel, maar wat maak dit saak as ek weet, hy weet hoekom ek hier is. Jy sien op my trappe, daar by die tempel, is 'n vrou met die naam Hanna. En sy weet bitterlik. Sy stort na trane uit. Sy pak uit voor God. Sy's besig met opregtheid voor hom. En terwyl sy haar hart uitpak voor God en huil en ween, wat gebeur? Die man van God kom nader. Die gesalfde, die geroepene kom nader. En die geroepene kyk na. En die geroepene sê, hy vrou, jy moet die wyn van jou wegsit. Jy sê, die geroepene kyk na die uiterlike wat hy ervaar, wat hy sien, en hy bring 'n oordeel, en hy sê, jy's dronk. You see, we are man, we don't know everything, we don't understand everything, but God knows everything. En hier is die vrou, besig om uit te pak voor God, want sy is een wat gespot is, en sy word altyd gemaak asof sy niks is nie, en sy voel, dis nou genoeg, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek soek ook 'n kind. And she's praying more intently than ever before. Sy bid meer ernstig as ooit van tevore, en terwyl sy besig is om haar hart uit te stort voor God, terwyl sy besig is om haar hart uit te stort voor God, is daar 'n man wat kom en hy oordeel. And she answered. Sy sê, my Heer, sy sê, my Heer, ek is nie dronk soos jy drink nie. Gelukkig het hy ook genoeg onderscheid om te besef, sy is nie dronk. En die Here is nie dronk nie.
gebroke hart. Ek het hier iets in my wat roep na God en ek wil hê God moet my hoor vanmôre, dis hoekom ek hier is. Sê ek sou ook 'n kind. En as God my sal seën met 'n kind, sal ek hom bring. En ek sal hom God teruggee. Wat 'n verklaring. As God my sê, ek het geen kinders, jy hoor mooi. Ek het nie. Maar as God my sal seën met een, sal ek hom teruggee. Dis groot. Dis groot. Die vrou kry 'n woord van God. Die sit ons vanmôre, ons het al woord gehoor van God. God het al met jou gespreek, God het al vir jou goed gesê. En baie keer maak ons net so sy 'n belofte aan God. Maar ons doen nie altyd op belofte gestaan nie. En hierdie vrou bly daar hoor. Die man van God sê vir haar, nou volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n seun hê. En dit was so. En Samuel is gebore. En toe Samuel op die ouderdom kom, wat hy gespeen is, bring sy vir Samuel na die tempel toe. Nou, ek het gesê, as die Here my seën met 'n kind, sal ek hom teruggee. Man van God, hier is Samuel. Hy sien op dienste doen in die tempel. Ek gee hom terug. She didn't have a child. Sy het nie gehad nie, en God gee vir haar een, en sy doen wat sy gesê het, sy bring hom terug na die tempel toe, sodat hy vir God kan werk, en vir God kan diens doen. Sy bly daai belofte. En ja, as jy verder lees, en jy kan kyk, as gevolg van haar gehoorsaamheid, as gevolg van dit wat sy gedoen het, God haar gebless met nog kinders. Amen. Halleluja. Want ons kyk na hierdie jong man wat gebore is en wat sy teruggegee het aan God, en dan kyk ons daarna en dan sê ons dat die woord van die Here sê dat hierdie Samuel was een van die profete, want die een woord wat Samuel gespreek het, het nie in vervulling gekom nie. He was committed to God. Yes, amen. As gevolg van 'n moeder. Halleluja. Dis ons harte vanmôre. Ouers, dis ons harte vanmôre. God is die kenner van harte. Amen. Dis ons harte vanmôre. Jy weet ek kyk na Anna, en dan kom ons kinders na ons toe, en ek is nie lus vandag om kerk toe te gaan nie. As ons kyk, my kind lê maar bietjie in. Ons doen dit so maklik. Maar weet jy hoekom? Ons harte. Want as ek nie wil kerk toe gaan, dan lê ek ook so 'n bietjie in. It's about the commitment. And my question would be this, that if the trumpet sound that morning that you didn't decide to get up, what might happen? Ek weet nie, ek sien God nie, dis al wat ek weet. Maar ek weet hierdie, sy oordeel is regverdig. En hy is genadig, en hy is barmhartig, en hy is liefdevol, en hy is al daai dinge, maar as iets wat ons ook nooit moet vergeet nie, hy is 'n regverdige regter. Amen. En 'n regter judge nie volgens genade nie. Hy judge volgens die reg. As jy weet man, Amen. hy kan net doen wat die wet hom toelaat om te doen.
kan die regter jou nie vryspreek nie. Hy moet 'n regverdige oordeel vel. Ergens in hierdie week, ek het die beharing gesien op hierdie laptop. Iemand het geshare, iemand het so 'n video opgekom juist oor hierdie waar die ouens kom en hulle kom uiteindelik by die hemel en voor hulle kan ingaan, is daar 'n man op Petrus en hy staan daar by die poort. Wanneer jy opdaag en sê vir die naam, sê ook wat ons het kyk, jou naam gekry dat ons het kyk, is jou naam hier so in die boek. Nee, jou naam is hier so nie. Jou naam is hier in die boek nie. Nee, maar my naam moet dan wees, man. Ek kerk toe gaan saam met my ma. Nee, my naam moet nie wees. Weet jy wat ek gedoen het? As jy nie eens op kyk vir my man, staan net so 'n bietjie daai kant. Staan net daar. Kom die volgende ene. Naam. Check die boek. Jy weet jou naam is hier nie. Nie wat my naam moet dan wees. Ek was sondig in die kerk. My naam moet dan wees. Ek het God heilig geskenk vir die kerk. My naam moet dan wees. Ja, jou naam is hier nie, maar staan net so 'n bietjie daai kant. So kom die volgende persoon en die volgende persoon en eintlik kom maar een toe. Net dan saam kom 'n leer. Hy bring so groot leer saam kom. Toe daar kom en hierdie man kry daar by die poort toe gee vir hom hierdie groot leer van hom. Die man vat hierdie leer van hom en hy begin so met hierdie leer blaai. En toe hy so begin deurkyk, jy sien nie, maar dit is al die goed wat die man verkeerd gedoen het. Maar voordat hy iets kan sê, kom 'n ander ou en hy vat hierdie leer by hom en hy gee vir hom 'n ander leer in sy hand. Toe hy so oopmaak, is daar net so 'n paar woordjies op 'n bladsy geskryf. Kind van God. You see, we that you understand, it's about the heart, it's about the intent of the heart, it's about what's happening in your heart, it's what's about what you are actually saying to people, what you are actually portraying to people, it's your heart. But hier in die binnekant gaan weerspieël word ergens anderste, wanneer mense dalk nie naby is nie. My vriende, wil jy verstaan dat God kom terug vir die parels. 'n parel is gevorm, 'n parel is geshape, 'n parel is blind, 'n parel is iets kosbaar. Hy kom terug vir hulle wat gereed is wanneer hy weer kom. Hoe staan ek en jy vandag by die Here? Hoe staan ons lewens? Jy sien, ons harte kan distracted wees. Baie keer dan wil jy gaan, want in jou hart voel jy wil gaan, maar dan sê jou kop vir jou, jy het jou hart geraak hierdie week. En dan word ons hart deceived by the soul. Jy sê, baie keer kan ons na God toe kom en ons gee verskonings, maar iemand het my seer gemaak. En dan gaan Jesus vir jou sê, maar het my seer gemaak. Gaan dit geldig wees. Dis die kind van die Here, is so belangrik vandag dat ons weet dat God is die een wat hart ken, God is die een wat in die diepste areas van die hart in sien, en God verstaan, en ek is vanmorgen hier om vir jou te sê, dis tyd dat ons kom
en weer ons harte terugdraai na God toe en te sê, Here, hier is ek, dit begin by my, nie my broer nie my suster nie iemand anders nie, maar begin hier by my, want ek trek tekort. Wanneer ek kom op my plek en besef dat ek is die een wat moet draai, dan verstaan ek, dit is my sonde wat my van God af weghou, dit is my sonde wat keer dat ek hom naby my voel, dit is my sonde wat maak dat ek nie in sy teenwoordigheid in beweeg nie, want die woord sê, geen sonde sal daar ingaan nie. As sy begeerte is na jou en my. En om hierdie verhouding weer reg te maak, begin dit by 'n eenvoudige plek. Vra vergifnis. Ask for forgiveness. And make sure to schedule in your very busy day time with God. Yes, permanente wat nie te wees. Maar seker op jou besige tyd en op jou dagboek het jy ergens eerste plek vir hom en laaste van die dag, wanneer alles klaar gedoen is, het jy plek vir hom. Beste ding om te doen in jou lewe. Te weet, as ek vanaand my kop neersit, sit ek hom neer, of ek weet ek my oog gaan oopmaak of nie, weet ek gaan slaap met hom in my gedagtes. David sê, ek het die woord in my hart gewerk, dat ek dit nie sal sondig. Het ons nog die vrees van die Here? Ek vra, het ons nog die vrees van die Here? Ek wil nie met hoor wat ek vir jou sê vanmôre, het ons nog die vrees van die Here? Of het ons so gekom op die plek, dat God so 'n vriend van ons is, dat ons nie bang meer vir God nie? Ek wil nie verstaan, dit is baie belangrik, want ons nog steeds 'n vrees vir God het, want alhoewel God genadig is hy ook regverdig. Hallelujah. We got to chase after His heart. We got to chase after His desires. We got to chase after what's He thinking. Not our thoughts, not our thinking, but His. Amen. Sê maar al langs dit is sy gedagtes. Wat saak maak. Jy sien, ons harte draai terug, wanneer ons plek maak vir hom. En wie wat gebeur? Wie wat gebeur wanneer God in jou hart inkom, dan vat hy hierdie hart wat so hard geraak het met allerlei goedens, en hy begin hom so 'n bietjie brei. Wie van julle het al vensterpakkie bevang? Ja, ek het hom al gedoen. Jy gaan koop so 'n pakkie klei. Jy staat dit almal op aluminium vensters. Hulle ken nie meer vir pakkie nie. Jy gaan koop so 'n pakkie klei. As jy 'n pakkie koop, is hy styf. Maar hy's geberg in so 'n bietjie olie. Hy's daar vir 'n rede. Hy's geseël. Maar hy voel hard. Wanneer jy oopmaak, dan moet jy klei begin vat. Dis nie lekker, die hande is lekker besmeer, nee, lekker vuil, maar jy moet hom vat en daai eerste ruk is dit hard. Jy druk as effort en jy moet moeite doen om daai klei net te begin beweeg, man. As ek aanhou om daai klei te druk, van kant tot kant te werk met daai olie, dan kom ek agter, die klei begin al hoe makliker beweeg. Die klei begin al hoe makliker in vorm aanneem. En as ek aanhou, dan is daai klei later so sag, man. Jy kan hom so vat en 'n bolletjie met hom maak en jy kan hom plat druk. Hoekom? Want jy het hom gewerk en dis wat gebeur wanneer ek en jy tyd met God spandeer. Al was ons hart bietjie hard, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, begin hy jou hart brei en hy begin hom werk en hy begin hom verander en hy begin hom sag maak. En wie wat gebeur? Die oomblik wat iets verkeerd is in jou lewe, gaan jy weet iets is verkeerd. Hoekom? Want jou hart is weer sag en jy hoor die stem van God wat vir jou sê, my kind, you just missed it. En dis dan wat ons vandag regmaak. Skrif sê Jeremia 29:13. You will seek me and find me when you seek me with your whole heart. Jy sal na my soek en my vind as jy my soek met jou
hele hart. Glorie, dit is so belangrik. Jy sien, God stel nie belang net in 'n deel van jou hart nie. God stel belang in jou hele hart. It's just the presence of God. Maar Here, die hart sag maak. Die verteenwoordigheid van die Here, wat die verskil maak, en ons bring op hy plek, waar ons verstaan, dat hy is besig om ons terug te beweeg na hom toe. Wie wat gebeur, wanneer ek tyd in sy teenwoordigheid spandeer, wanneer ek weer begin bid, wanneer ek weer sy aangesig soek, wie wat gebeur, ek begin 'n vrede in my binneste ontvang. My innerlike mens begin 'n kalmte beleef wat ek nie gehad het nie. Ek kry kalmte, 'n vrede, 'n rustigheid, wat my bring op 'n plek waar ek weet alles sal oukei wees. Al is ek in 'n storm, al is ek in 'n omstandigheid, al is ek in 'n moeilike plek in my lewe, maak nie saak nie, want ek ervaar hier binne in my, He's faithful, He will bring me through, He's done it before, He will do it again. Ewe skielik, wanneer my hart begin sag word, is my oor oop om te hoor, en ewe skielik word ek herinner aan sy goedheid, en ek begin hom dank, en ek begin hom prys, en ek begin hom eer, en wie wat gebeur, God smile. Because you've turned back to Him. Dis hoekom Jesus gekom. Jesus het gekom vir restaurasie. Jesus het gekom vir jou redding. Jesus het gekom vir jou lewe te verander. Jesus het gekom om jou te seën. Jesus het gekom om jou weer voorspoedig te maak. Jesus het gekom om jou te help, sodat daar vir jou oorwinning kan wees in elke area van jou lewe. Maar dit begin nie by die begin, dit begin by hom. Draai terug. Turn back to God. Turn back to God. Seek Him. Everything you do. Ons tyd is oor. Hy ons oor. Vader, dankie vir môre. Die boodskap van bring soos my gegee om te bring. Here, U ken my hart, dat ek nie hier is op enige een te oordeel. Maar dat ek net spreek soos U dit vir my gee om te spreek. En Here, vanmôre sal ek die eerste keer dit wees wat sê, Here, ek dink daar is plekke in my lewe waar ek gemis het. En hier is ek vanmôre en ek wil terugkom en sê, berei my weer, maak my sag, maak my soos U wil hê ek moet wees. Dat ek nie my eie wil sal laat of sal doen dit wat ander behaag nie, maar sal doen dit wat God behaag. Vra U om my te lei, sodat ek U gemeente kan lei, wat U my toevertrou het. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Net so in hierdie plek sit ons vanmôre. En ons weet wat trek ons te kom. Ons weet wat is ons te. Ons weet, en die skrif sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Wanneer ek moet vra om die deur van my lewe te word. Wanneer hy kom, my was met sy kosbare bloed. Wanneer hy kom, en my sonde vergewe, verander alles. Vanmôre daar weer is, jy staan jou saak vanmôre by die Here. Ek vra nie vanoggend of jy gered is nie. Jy mag dalk iemand wees wat vanoggend sê, pastoor, ek ken nog nie die Here, ek kom nog nie in my lewe ingenooi nie. En as jy vanmôre hier is en jy sê, pastoor, ek het dit nog nie gedoen nie, maar ek hoor vanoggend hierdie boodskap en ek hoor dat die Here kan enige tyd kom en wanneer hy kom moet hy gereed wees om te gaan saam nie. As jy vanoggend in hierdie plek is en jy sê ek wil my saak vanoggend met die Here regmaak, dan wil ek jou vra vandag daar is jou eerste keer is wat jy die Here wil innooi in jou lewe vanoggend daar op Facebook. It's the first time today, the first time in your life that you want to invite Jesus into your life. Right there where you are, please write us and say, Pastor, I want to do it. Nou jy is volgend. As jy volgende besluit wil neem, wil jy net vandag jou hand opsteek as 'n teken volgende te sê, pastoor, ek neem volgende stap nie. Ek nooi Jesus in my lewe in van hierdie oomblik af nie. En as jy daar op Facebook is, doen ons gaan nou saam met jou bid. Ek glo vanoggend dat God praat met sy kerk. Hy het van die begin af jou gesê dat God sy kerk gereed maak. Hy wil hê sy bruid moet skoon wees. Sy bruid moet gereed wees vir wanneer hy kom. En terwyl jy daar sit vanmôre, wil ek vir jou vra, hoe staan jy vanoggend in hier? Ek vra nie vir jou of jy gered is nie. Ek vra vir jou, hoe lyk jou kleed vanmôre?
lyk jou kleed vanmôre? Is jou kleed rein? Is jou kleed sonder vlekke? Is jou kleed skoon? Dis wat in belang staan. As jy vanoggend hier is en jy sê pastoor, ek is nie verseker nie. Wil jy vra daarmee is? Wil jy net vanaf sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ek wil vanoggend net terugdraai na U toe. Ek wil vanoggend begin. Ek wil sê, Here, hier is ek. Begin met my. Begin met my. Ek het nie nodig meer as ooit van tevore. Nou gaan nie meer op tyd nie, want hierdie is die woord van die Here. En God sal sy woord gestaan doen. Dit is sy woord. Ek het net gespreek soos hy gee. En ons is so maklik skaam vir die mens. Ek sal nooit skaam wees vir Jesus nie. Vanoggend as jy hier is, en jy sê, pastoor, ek moet regmaak vanmôre. Want ek wil vra daar wie is. Jy kan nie vandag aan, ek gaan nie uitreik as die laaste keer wat ek vra, dan gaan ek bid. Ek gaan bid. Hande die plek opgaan. En as jy wil ingesluit, is jy jou kans. Ek gaan jy nie vra om te staan nie, ek gaan jy nie vra om iets anders te doen. Dis is jou choice, dis is jou moment. En dan pray now. En jy kan ook ingesluit wees vanoggend in daai gebed. Vader, ek kom vanmôre en ek bring so elkeen voor U vanmôre. Ek het gespreek soos ek my gegee om te spreek. Vader, U ken my hart vanmôre. U ken my dat ek nie hier is om vinger te wys na enige een, behalwe om te doen wat U my gee om te doen vanmôre. En daarom vra ek U dat U sal kom en die naprediker ook van die woord sal wees. Al is hulle vanmôre in hierdie plek en die bereid om 'n hand op te steek omdat hulle bang is wat sal mense dink. Here, weet ek U is getrou en sal selfs na die tyd ons steeds tot hulle spreek. Wil ek vra in hierdie oomblik dat U daardie hande wat gesien opgaan het, Here, daardie mense wat besluit neem vanmôre, dat U by hulle sal stil staan. Dat jy vra vanmôre daarmee is, om ons bid saam. Sê, Here Jesus, ek kom na U toe. En ek erken, ek het foute gemaak. Ek erken, ek het tye gehad wat ek nie gemis het. Maar van hierdie oomblik af, kom maak my hart weer sag. Kom vorm my weer. Ek is die klei, en U is die pottebakker. Die klei kan nie vir U sê wat om te maak nie. Maar die klei kan vra vanmôre, vorm my en maak my soos wat U wil. Ek gee my oor. Hier is ek. Doen met my soos U goeddink. Ek het U lief. En ek vra U, vergewe my elke sonde, elke ongeregtigheid. Was my nou witter dan die sneeu en bekleed my met U kleed van geregtigheid. Rein, sonder vlek en sonder rimpel. Ek ontvang dit nou en ek sê dankie daarvoor. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Here, ek dink aan hulle vanmôre wat besluit neem om U te dien. Vra dat julle lewens verander van hierdie oomblik af. Daar waar jy is, die Here het jou raak gesien, het jou geroep gehoor. En van hierdie oomblik af, bely hom as Heer van jou lewe. Jy sal nooit weer dieselfde wees. Ek dank U vir wat U gedoen het vanmôre, Here, die lof op U toe. Ek is net 'n instrument. En ek sê dankie vir elkeen wat U vanmôre kom bedien het in lewe. En die eer op U toe. Want U is goed en waardig om geprys te word. En die gemeente sê, Amen. Amen. Kom ons gee vir die Here lieflike lofoffer. Dankie vir die Here lieflike. Sê vir die lofoffer, die Here is goed. Nou ek wil die volgende vra nie haastig te wees. As 'n rede. Gewoonlik na diens is ons almal so haastig om huis toe te gaan. Maar ons het vir jou reggemaak in die saal. Almal van u. Ons het reggemaak in die saal. As 'n lekker koffie, as 'n tee, man, en as 'n lekker worsbroodjie. Gebraaide wors. 'n Worsbroodjie. Vir elkeen van u in hierdie plek op. Is jy nie bly nie? Nee, man, dis awesome. Nou ons gaan dit gereeld doen. Ons gaan dit elke maand doen. Maar nou wil ek vir jou sê, nooi iemand saam met jou. Jy gaan nooit weet wanneer dit is. Maar as jy hier is, gaan jy kry.
Is jy met my? Ons sê vir elkeen baie dankie wat dit vir ons gedeel het. Baie dankie. En as wil julle vra om sommer gaan nou binnekort stap hier af na die saal toe. Hulle is reg daar binnekant, ons gaan nie onnodig uittrek nie. So ek wil jou vra vanoggend. Moenie net so hardloop nie, hoor. Want ek weet nie wat maak ons met alles as julle nie daar is nie. Maar ek sê vir die kry jou borsbroodjie vanmôre. Sondag die 23ste, dis volgende Sondag. Volgende Sondag. Moet jy hier wees. Amen. Al jou familie bring hulle saam. Ons moet elke een van ons lidmate hier. Ons gaan op daai Sondagoggend aan ons 'n foto neem. En jy moet in die foto wees. As jy nie in die foto is, jy gaan nie reg wees. Jy kan ons nie sê as ons kerkie. Okay? So jy moet nie wees, né? Okay. Sondagoggend. En ons gaan 11:30 gaan ons die foto neem. En so jammer ons nou weer bietjie daar aan die kant. Ons sal almal met 'n klein fotootjie inbring. Maar ons gaan daar ook in sit dan, né? Okay. Maar wat sê jy is hierso? En elke een van die gemeente wat jy raakloop, moet jy nog gaan vertel en sê, hoor jy, was jy nie afkondiging gehoor nie, maar Sondag, né, moet jy hier wees. Okay. Right? So Sondagoggend, moenie vergeet nie, koop my tyd uit. Baie dankie daarvoor. Hierdie week kan ons afkondigings vir die week wat voor ons doen natuurlik. Dinsdag aan ons organisasie, 4:07 en ook natuurlik ons prophetic dance ministry. Hulle oefen en hulle oefen 6:30. As hy 6:30, moenie vergeet die Woensdag aan ons het selfe hardloop, skakel in, praat met ons, kom wees deel van die self. Jy gaan nie spyt wees nie. Jou geloof gaan groei. Jy gaan hierdie jaar verandering in jou lewe sien as gevolg van dit wat die Here vir jou doen. Amen. Glo vir my vandag. Amen. En dan natuurlik Donderdag is dit ons Nazarenes, die ander lofdansers, hulle oefen 6:30 hier by die kerk. Vrydag het ons weer jeug tussen 6 en 8. Moenie vergeet daarvan nie, tussen 6 en 8. Bring die jeug. Bring hulle. Okay. En onthou, ons het voor die kansel gestaan en belofte gemaak en ons kinders toegewy aan die Here. Hanna het daarna gehou. Sê maar net. Hanna het haar woord gehou. I greet you all in the wonderful name of Jesus. On the 29th of March 2025 at 6, we want to go to Maranatha, which is in Luton A. They're going to have a karaoke evening, and we also want to show that we are supporting our fellow youth. So we would like people to help us, please, with transportation, and you as a church are also welcome to go. So please speak to me. Ons wil dit lekker dan maak. Dit is R10 vir entry. So dit is regtig goedkoop. Ja, van ons. 29, jy hoor 29ste, né? Dan gaan ons saam, kom ons gaan saam. Ons gaan ondersteun hulle ook, né? Hulle kom ondersteun ons altyd. Maar okay, dis nog nie maar 29ste Maart. Okay. Ons gaan ons julle prentjie share, dis nog nie. Okay. Gee ons sommer vir Colette, ons sommer op die termyn. Share Colette, so ons sister mense. Amen. Okay, so neem kennis van die datum aan ons lees, okay. Dan natuurlik Vrydag die 6 tot 8. Moenie mis bring die jong mense aan die huis van die Here. As hulle maar nie hulle like hulle luister, hulle gaan nie help nie like nie. Ja. Ek het beseker hulle gaan nie die help. Ja, hulle sal aan. Okay, waarom? Daai Sondag natuurlik, ons oggenddiens om 9:00. As ook Sondagskool, bring die kindertjies na die Sondagskool. En dan natuurlik ons aanddiens vanaand 5:00, so volgende Sondag aan 5:00. En dan ons blesbokse. Die 2de Maart gaan ons die blesbokse uitdeel. So daai datum neem kennis, berei voor, bring ons na groot vrag dat ons seker maak hy is gebless, né? Amen. Yes, ek was een Sondag weg en ek weet nie hoe. So ek weet nie regte plek vir. Ja, ek kan nie kus. Kom mense, onthou ons blesbok. Die skrif sê, beter om te gee as om te ontvang. Kom ons bless iemand anders wat die skrif sê. Good measure. Press down. Running over. Shaken together. Shall men give into your bosom. Amen. So
onthou dit, jy kry jou oes in die naam van Jesus, prys die groot naam. Moenie vergeet nie, die 28ste Februarie, is dit reg? Gebeur daar iets, wat gebeur? As 'n huwelikskursus, 'n huweliksding, ons gaan hierso praat oor die huwelik, dis die Vrydag aand, gaan ons begin 7 uur, en ons gaan nie langer as 2 ure wees nie. Kom spandeer dit saam met ons. Gaan die moeite werd wees, sal jou verhouding verander. Ek sê dit vir jou. Amen. En dan ook Saterdagoggend, die 1 Maart, van 9:30 Cindy tot 12 uur, is te vinnig vir my. Van 9:30 tot 12 uur, en as ons klaar, ons gaan huis toe. En ek sê nou weer, gaan dit impak in jou lewe maak. Amen. Huwelik issues kom, uit sekere areas uit, en ons gaan dit vir jou deel. En jy gaan weet, en jy gaan verandering kan maak. Amen. Okay, so God groot. Amen. Almal is welkom. Is nie net vir die kerkie. As jy mense ken, jy kan hulle opnooi. Laat weet ons asseblief, stuur op WhatsApp. Sê vir ons wie gaan kom. Want daar agter by Cindy is 'n vorm. As jy gaan bywoon, skryf jy naam daar op, anders stuur ons 'n WhatsApp. En ons gaan seker maak is op die lys. Dis maar net om seker te maak ons het genoeg vir almal boeke en voorbereiding gemaak. Okay? So asseblief baie dankie daarvoor. Mannekamp, sien jy is dit vandag? Mannekamp. En die manne sê niks nie. Manne, ons gaan kamp, ons het langklasse kamp. Mense, wat was dit laas? Dit was voor COVID laas. Dat ons manne aan kamp. Dis lank trouwens. Okay, ons gaan 'n lekker kamp hê. 2de tot die 4de Mei. 2de tot die 4de Mei. Begin nou al gereed maak. Okay, verblyfkos het duurder geraak. Kos het duurder geraak. Ouens, ons kan nie vir 350 aan kamp hê. Daar is plekke vir dit. Maak voorbereiding nou. Sit hierdie maand al klaar by 150 weg. Okay? Ons kyk so in die omgewing van R600 per persoon. Okay? Dit is vir jou ete, dit is vir jou verblyf. So, maak reg en dit gaan kos. Ek weet dit gaan kos. Ek kyk uit daarna. Dankie Cindy. Hello Sleds, praise and worship, Friday night, 21 February, van 7 uur tot 8 uur, okay? Praise and worship night, okay? Daai het jou. En dan verjaarsdag. Die 18de is dit Hendrika van der Berg se verjaarsdag, die 19de Magde Matthee, asook Mildred Jordan, en die 20ste Anton Herb se verjaarsdag. So ons sê vir elkeen van hulle verjaar baie geluk, mag die Here hulle ryk seën en nog baie jare voor hulle bespaar, nee. Maar goed, dit is hulle volg elke dag van jou lewe. As iemand nie vir ons mis sê, dit is nie so nie. As ons jou mis sê, dat weet ons asseblief. Ons wil jou nie onnodig mis nie. As hy, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Julle moet baie dankie. Die 20ste is Anton en Desiree Herb se huweliksherdenking. Ons sê vir hulle baie geluk, mag die Here hulle ryk seën en nog baie geseënde jare vorentoe gee. Amen. En ek dink dis ons commercials, is dit reg? Dan nog een. Wat is die? Geliefdes? Okay, ja, hierdie is asseblief ouens, neem kennis. As jy 'n adres verander het of jou selfoonnommer het verander, daar in die ingangsportaal, daar is 'n vormpie. Voltooi hom vir ons. En gee dit asseblief in, sodat ons dit op die stelsel kan verander. Anders kry ons jou nie aan nie. Jy verjaar, ek bel jou, maar ek kry jou nie. 'n Ander antwoord daai kan. Hy doen nommer wat ek kry. Hy sê, ek weet nie hoe sy ouens nie. Sorry man, wrong number. So ja, ons dit ons system op datum hou asseblief. Baie dankie daarvoor. En daai weer mooi mense sê, ek wil dankie dat jy dit doen ons. Baie kom ons staan. Ons sluit af met gebed en dan gaan saal toe. Hulle is reg, né? Hulle wag vir jou. Okay. Weer reg. Pastoor. Veronica verjaar 18 Februarie. 18de Februarie Veronica. Veronica, sien jy nie man? Baie geluk Veronica. Maar jy sommer mooi verjaar aan die moederskamer waar jy is. Gaan hierdie jaar vir jou 'n geseënde jaar wees hoor. Ons dink aan jou en alles wat mooi is vorentoe. Happy birthday. As hy. Okay, kom ons sluit af met gebed. Wel, die Here verkoop
koeldrank of wat? Water. Hulle het ook water. Dit is ook die hoor as hulle sê goeie water, of jy goeie koeldrank. Ek kan vertraag, ek kan niks sê daarop nie. As vir Lindy, ons sluit vir ons af met gebed asseblief. Dankie John Lee. Ons sluit ons voor. Dankie Here vir hierdie wonderlike oggend dat ons so saam kon by mekaar gekom het, Here. Here, om die woord in ons lewe in te voer, Here Jesus, en dit te gaan leef nou, Here. Here, ons bid so vir die mense wat nie was vanoggend, Here. Dat Here meer hulle harte sal honger, Here. Dat hulle meer sal honger raak vir U, Here. Want Here, sonder U kan ons nie gaan, Here. Here, ek vra dat U sal met een en elkeen na verskillende wonings gaan, Here. Here, ek pleit die bloed van Jesus vir een en elkeen se voertuie, Here. Here, dat Here behoedende maak, Here. En Here, dat ons vanaand almal weer by mekaar sal kom, in U naam sal kom. Amen. Ontvang die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees met die gaan en bly totdat hy kom. Amen. Vader, ons sê dankie vir daai voedselseën en so ons liggaam op eer van U naam. Amen. God bless you. Gaan hier aan. Sal toe. En dankie daarvoor wat bless you.